Môre broers en susters, ek hoop dit vertrou dit gaan goed met ieder en elkeen van julle. Ek wil vanoggend 'n bietjie praat oor hoe 'n vrou en 'n man mekaar moet hanteer. So wat sê die skrif oor hoe 'n man sy vrou moet hanteer? Met liefde en begrip, 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig saam met julle vroue lewe, aan hulle eer bewys en as aan die swakker vat, 'n mede-erfgenaam ook van die genade van die lewe, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. So jy moet jou vrou goed hanteer, sodat jou gebed nie verhinder mag word nie. 'n Man moet sy vrou verstaan, met geduld en respek behandel, want haar waarde is geestelik ewig groot. As hy haar nie eer nie, word sy verhouding met Jahwe selfs belemmer. Kom ons grawe 'n bietjie dieper. Efesiërs 5 vers 25. Manne, julle moet julle vroue lief hê, soos ook die Messias die gemeente liefgehad het, en homself daarvoor gegee het. Hoe groot is hierdie liefde? So as hierdie liefde wat die Messias vir ons gegee het, die gelykstelling is oor hoe ons vrouens moet leef, dink bietjie hieroor. Hoe lief het jou Messias jou gehad, dat hy hom sy eie lewe gegee het om vir jou te sterf. Dit is groot liefde. Dit is liefde van die naaste. Dit is daai opoffering wat gepraat van. Ons gaan bietjie dieper daarin duik. Kom ons kyk. Genesis 29 vers 31. Toe Jahwe sien dat Lea gehaat was, het hy haar moederskoot geopen. Jakob het vir Rachel verkies en Lea nie lief gehad soos hy moes nie, maar Jahwe het haar self verhef en haar vrugbaar gemaak. Jahwe tree op in regverdigheid, maar wanneer 'n man nie sy vrou eer nie, sal Jahwe haar troos en verhef op sy manier. So Vader sal altyd in regverdigheid optree. En al gee die man nie die vrou wat sy toekom nie, dis nie vir haar om dit te vat nie, Vader sal haar ophef, Vader sal haar daai eer gee. En vice versa, né? Hoe sê die skrif, moet 'n vrou haar man behandel? Met respek en eerbied. Efesiërs 5 vers 33. En elkeen van julle moet sy eie vrou net so lief hê soos homself, en sy vrou moet eerbied hê vir die man. Eerbied is nie onderwerping aan mishandeling nie. Dis eer aan die posisie wat Jahwe aan die man gegee het. Ek hoop dit maak vir julle sin. Spreuke 31 vers 10 tot 12. Wie kan 'n deeglike vrou vind? Haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar. Sy bewys hom goed en nie kwaad nie, al die dae van die lewe. So, sy bring stabiliteit, vertroue en seën in die verhouding in. Dis belangrik om hierdie goeders te sien en te weet wat dit is en weg te kyk van wat die wêreld is, want nou gaan ons sien wat is hierdie eintlik. 'n Vrou is 'n geskenk van God, is 'n geskenk van Jahwe. Spreuke 18 vers 22. Hy wat 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en gunstigheid van Jahwe verkry. Hy het gunstigheid by God gekry. So hy het hierdie geskenk van God gekry. Hierson ons 'n goeie vrou is nie toevallig nie, maar seën en guns van Jahwe. Dit beteken ook 'n man moet haar liefde en moet haar lief hê, eer en respek hanteer. Onthou hierdie is 'n geskenk van God af. Hoe gaan jy 'n geskenk van God af hanteer? Gaan nie voor God staan en sê, hierdie geskenk wat jy vir my gee, is nie goed genoeg vir my nie. Hierdie geskenk wat jy my gee, bring oneer tot U na. Ek is nie gelukkig met wat U vir my gegee het nie. Gaan jy dit vir jou God sê? Nee. Want wat sê liefde is liefde? Liefde bedek alles. Liefde beskerm alles. So as dit die definisie van liefde is, dan gaan jy sê, Vader, dankie vir hierdie fantastiese geskenk wat jy my gee. Maak nie saak wat die vrou gedoen het nie. Jy gaan sê, dit bedek en sê, Vader, wat jy my gegee het is goed. En met hierdie tipe van gedrag teenoor jou vrou, gaan jou vrou mos nie enigiets anders kan doen, maar is om jou te eer vir die posisie wat Vader jou aangeplaas het nie. Jy moet altyd hierdie in gedagte hou, en ek hoop ek dra my reg oor, en dit maak sin vir julle. Spreuke 19 vers 14. Huis en goed is 'n erfdeel van die vaders, maar 'n verstandige vrou is van Jahwe. Weereens, hierdie vrou wat jou huis bou, kom van jou vader af.
Dit is baie, baie belangrik, dat jy haar goed hanteer. Vader sal regverdig optree in julle verhouding. Al wat jy moet doen, is uit liefde te regeer in jou huis, né? Soos wat jy self geregeer wil word. So niks wat jy doen, moet wees wat jy nie in jouself sal gedoen het. En jy sal jouself altyd goed doen. So dit is die maatstaf wat jy kan gebruik. Is dit iets wat jy aan jouself sal doen, dit wat jy aan die ander doen? Of aan jou vrou doen? Nee. Jy moet altyd goed doen teenoor haar. Altyd soos dit, soos wat jy teenoor jouself sal doen. Dan sal jy liefde aan haar bewys. Dan gee jy eerbied aan hierdie geskenk wat Vader vir jou gegee het. En kan jy voor jou Vader staan en sê, Vader, wat jy vir my gegee het, is goed. Want wie gaan voor sy Vader staan en sê, dit wat jy vir my gegee het, is nie goed nie. Dink jy wel. Ek weet, daar is baie dinge in die daaglikse lewe, wat dit moeilik maak vir ons om altyd oog tot oog te sien. Die wêreld deur hulle soapies en TV-programme leer ons dat die vrou weerstandig moet wees teen die man, maar dit is vir die duiwel wil hê. Hy soek daai huisgeskik. Maar gaan kyk na Abraham en Sarah, hoe getrou en lief hulle aan mekaar was en hoe naby hulle aan mekaar is. Ek lewe in 'n torre verhouding. Ek en my vrou het op die punt gekom waar ons elke dag saam is, nou met my gestremdheid. Is ons elke dag in mekaar se gesig en halleluja, Vader het vir my groot geskenk gegee. Die geskenk wat hy vir my gegee het, ondersteun en bou my huis. Staan by my en is 'n steunpilaar vir my en is 'n seën vir my. Dankie Vader vir hierdie geskenk wat hy vir my gegee het. Ek hoop elke man ondersoek hierdie vandag en elke vrou ondersoek hierdie vandag, want dit is waarlik hoe gedrag man teenoor vrou moet wees. So ook broers en susters. Ons moet lief wees vir mekaar. Ek hoop julle het 'n geweldige dag.